Goed, hartlike goeiemôre broer en suster. Dit is vir my 'n groot voorreg om op hierdie manier hier by jou te wees. My naam is Cornel Viljoen en ek is die nuwe dominee hier in Lixmundi en is regtig vir my lekker om hierdie eerste aanlyn erediens so saam met jou te kan wees. En ek hoop dat jy ook vanoggend die Here se teenwoordigheid op 'n baie spesiale manier sal beleef, of dit nou vanoggend of vanaand of môre middag, wanneer jy ook al die ding kyk. Hoop ek dat jy regtig ook die Here se teenwoordigheid sal beleef en dat jou denke ook so deur sy woord vernuwe sal word. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Ek wil dat ons net vir 'n oomblik stil word voor die Here en dat ons ook 'n tydjie in aanbidding spandeer. So kom ons bid net saam. Vader, ons loof en ons eer U, Here, vir U wonderlike genade. En dankie, Here, dat waar ons ook al is, dat ons kan weet dat U daar by ons is. Ons loof U, Koning Jesus, as Immanuel, God met ons, wat hier by ons kom woon het, wat saam met ons kom stap het, wat hier by ons is. Dankie, Heilige Gees, dat U oral is, dat U by ons is, in ons is, deur ons werk, in ons werk, Here, en dat ons so op U kan vertrou, en dat ons, wanneer ons ook nou U woord oopmaak, kan vra, Here, dat U ons denke sal kom vernuwe, en dat U ons sal kom verander, dat ons meer en meer soos U sal word, meer en meer nader aan U sal kom, nader aan die doel waarvoor U ook vir ons geroep het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons begin met ons nuwe kwartaal tema ook vanoggend, en vanoggend is dan eintlik soort van die voorinleiding, kan 'n mens maar sê, so 'n bietjie die prequel, want vanoggend dien dan natuurlik ook as my intree preek hier in Lixmundi, maar ons gaan in die kwartaal gaan ons nou gesels oor fokus helder, hier aan die einde van die jaar, waar 'n mens so lekker besig raak, en mense is al moeg en dinge begin al bietjie lekker afplat na die einde van die jaar toe, maar daar's al soveel dinge wat moet gebeur, kan dit na 'n lang jaar moeilik raak om fokus te behou. So ons wil in die volgende paar weke net ons fokus weer so bietjie instel op die dinge wat saak maak, en dat ons 'n sterk finish gaan hê vir die jaar, sodat ons fokus sal wees op dit wat die Here ook graag wil hê dit moet wees. So ons gaan fokus op genade, ons gaan fokus op aanbidding, ons gaan fokus op Jesus, natuurlik gaan ons fokus op hom instel, ons gaan fokus op identiteit, op dit wat die Here is, wie die Here sê ons is, en so ons fokus bietjie instel op dit waarheen die Here ook vir ons stuur. So vanoggend dan gaan ons praat oor die tema Jesus gesentreerd, en ek wil hê dat jy, soos wat ons Markus 2 vers 13 tot 22 lees, dat jy saam met my sal fokus om te kyk, maar hoe is dit wat die Here Jesus hier besig is om te doen? Hoe is hy besig om die koninkryk wat hy aankondig, Jesus gesentreerd te maak? Hoe is dit wat hy hiermee besig is, regtig besig om alles te verander, sodat die fokus na hom te draai, en sodat dit rondom hom as persoon, as identiteit, as entiteit, as die entiteit, as Jesus, as koning, op die ou ende ingestel word. En ons gaan lees uit die 1983 vertaling vanoggend, maar jy kan dit natuurlik in die vertaling lees waarmee jy gemaklik is, en dit is ook goed so. Goed, maar voordat ons lees uit Markus 2 vers 13 tot 22, wil ek graag dat ons net onsself so 'n bietjie oriënteer. Dis vir my altyd belangrik, dat ons net so vir 'n oomblik stil staan by dit wat in die groter prentjie aan die gang is, sodat ons weet waar dit is wat ons lees, dat ons weet waar dit bietjie inpas in die groter prentjie van die Bybel, waar dit wat ons vanoggend in Markus lees bietjie inpas in die groter prentjie van Markus en die boodskap wat hy graag wil kom oordra, en daarom laat ons net vir 'n oomblik kyk na Markus die evangelie en hoe alles hier in mekaar steek. Goed, so die belangrike ding is om te weet in die eerste plek dat Markus geskryf is deur 'n regte persoon. Ons lees van hom in die Bybel, Johannes Markus, wat ons in Handelinge op 'n paar plekke van lees. En dat hy waarskynlik 'n medewerker van Paulus was, en dat hy skryf in die tyd tussen 64 en 70 na Christus.
En dat hy skryf natuurlik oor die tyd van Jesus, maar hy skryf in hierdie gelaaide tyd waar Nero die keiser was vir die grootste gedeelte daarvan, na 64 voor 70, waar die tempel natuurlik vernietig is. En hy skryf in hierdie gelaaide tyd waar die Romeine regtig die mense onderdruk het. En daarom skryf hy ook hierdie evangelie vir 'n gemeente daar in Rome, waar hulle erg onderdruk is, erg onder vir die vervolging onder Nero moes ly, en dat hy vir hulle dan skryf, juis om vir hulle hoop te gee, en dat hy die hele tyd die koninkryk van Rome, die Romeinse ryk en die koninkryk van God met mekaar op die ouene kontrasteer, en sê, maar kyk hoe lyk hierdie koninkryk, en kyk hoe anders is die koninkryk van Jesus, en dat daar hoop is, want daar is 'n ware koning, nie die keiser nie, nie die Romeinse weermag nie, Jesus is die een wat al die mag het, en by hom is daar hoop. Goed, so, en is baie belangrik, nie net vir dit wat ons gaan lees nie, maar om vir die prentjie wat ons nou gaan sien, wanneer ons in Markus 2 lees, so 'n bietjie beter te verstaan, dat ons hierdie spanning, waaronder die mense van die tyd waaroor hy skryf, maar ook die mense daar in die gemeente in Rome vir wie hy skryf, die spanning wat hulle beleef het, dat ons iets daarvan beleef, wanneer ons lees van die Here Jesus wat disippels roep, en die invloed wat dit op die ouene ook gehad het. Goed, so kom ons lees dan Markus 2 vanaf vers 13, en ons gaan nie nou die hele teks deurlees en dan weer terugkom nie, ons gaan hom so vers vir vers, gaan ons hom deurwerk, en dan gaan jy sien wat ons alles daaruit kan raak lees. Maar en soos ek net nou gesê het, kyk saam met my en sien hoe die Here Jesus besig is om alles rondom hom te sentreer, die manier hoe hy met mense werk, die manier hoe hy besig is om 'n nuwe ding te doen en hierdie koninkryk van hom aan te kondig. Goed, Jesus het weer na die see toe gegaan, 'n hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Waarvan leer hy hulle? Hy leer hulle van die koninkryk, natuurlik. Goed, toe hy by die tolhuis verbygaan, vers 14, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit, en hy sê vir hom, volg my. Levi het opgestaan en hom gevolg. Nou, voordat ons so 'n bietjie kyk na wie hierdie Levi is, natuurlik is dit Matteus, maar ons gaan nou terugkom daarna toe. Net hierdie formule hier aan die einde van die versie wat hy sê, volg my, Levi het opgestaan en hom gevolg. Nou, net 2 verse voor hierdie, het die Here Jesus iets van sy godheid openbaar, toe hy vir die verlamde man, wat hulle daar deur die dak laat sak het, gesê het, staan op, vat jou draagbaar en loop, en die persoon het opgestaan, sy draagbaar gevat en geloop. Nee, en onthou, dat dit is net God wat praat en dit gebeur. God het gesê, laat daar lig wees, en dit was lig. Jesus het gesê, staan op, vat jou draagbaar en loop, en hy het opgestaan, sy draagbaar gevat en geloop. Hy het vir Levi gesê, volg my, en Levi het opgestaan en hom gevolg. Nee. En daardeur natuurlik, as jy daai hele wonderwerk gaan uitpak, gaan jy sien, die Here Jesus openbaar ongelooflik baie daar oor wie hy is, oor die feit dat hy God self is, die een wat nie die mag het om mense te kan gesond maak uit verlamming uit, maar ook die een is wat die mag het om sondes te vergewe. Goed, maar Matteus, Levi, hy het natuurlik met ander woorde nou al iets van Jesus gehoor, en iets moes in sy hart met ander woorde wakker geword het, toe hy vir Jesus sien, en toe die Here self vir hom sê, volg my, kan 'n mens amper jouself voorstel dat hy daar oor die tafel gespring het, en agter Jesus aangehardloop het. Goed, maar so, wie is Levi? Ons sien dat hy sit by die tolhuis, en ons weet dan met ander woorde, dat hierdie is Matteus, die tollenaar, waarvan die ander evangelies praat, en dit is nie vreemd dat hy 2 name het nie. Ons weet Simon is ook Petrus genoem, ensovoorts. So Levi is Matteus, as ons na die info wat ons uit die ander evangelies uitkry, en dat hy wel 'n tollenaar was, en hy sit by die tolhek, nee. En ons almal het natuurlik lekker emosie as dit kom, as jy hoor tolhek, nee, en tol, dan voel ons ietsiekie wat al in ons wakker word. So ons hoef nie eers ver te dink om hiermee te identifiseer nie. Maar ons het natuurlik, uit dit wat ons uit die Bybel uitleer, het ons al klaar 'n goeie idee dat die tollenaars is nie baie gewild gewees nie, nee. En dit maak natuurlik sin, maar hoofsaaklik vir 3 redes was tollenaars op neergesien of uitgestoot as randfigure of beskou as onrein deur die fariseërs en die godsdienstige leiers. Ons gaan nou sien ook hoe dat hulle probleme met hulle het, maar in die eerste plek natuurlik het die tollenaars, alles wat Rome was en wat verkeerd was,
geverteenwoordig, want hulle het eintlik vir die Romeinse ryk gewerk. Hulle moes aan die Romeine 'n tender ingee vir die tol wat hulle gaan insamel, en dan natuurlik het die Romeine die beste tender gevat wat vir hulle die meeste geld gaan maak, en die koning het al die geld ingesamel sodat hy kon paleise en goeders bou en dat hy in die goeie guns van die Romeinse ryk kan wees ensovoorts, en hy het sy pockets geline, en daar was dan nou geld wat fisies moes gegaan het na die Romeinse ryk toe, en dan moes die tollenaar dan nou ook vir homself sorg, en so was dit net 'n klomp geld wat oorlogs erheen gegaan het. Goed, so hulle het eintlik vir Rome gestaan. Hulle word geassosieer met alles wat verkeerd is met die wêreld, die Romeinse ryk wat die mense onderdruk. En in die tweede plek is hulle gesien as skelms omdat hulle eie mense uitgebuit het en hulle op die ou ene geld vir hulle eie sak ook moes insamel. Goed. En dan in die derde plek is hulle oral by die poorte en by die kruisings waar hulle tolhuise opgesit het, moes hulle die waans deursoek, moes hulle na die goedere kyk en so aan, en moes hulle met ander woorde aan onrein goeders raak, en daarom was hulle ook in die oë van die fariseërs was hulle onrein. Maar so sien die verdrukking wat die Romeinse ryk op die ou ene hiermee besig is. Van bo af het hulle 'n Joodse puppet koning gehad, en hulle het so reg deurgewerk tot op grondvlak amper tot by die tollenaars, waar hulle self dan vir die Romeine moes geld bymekaar maak, en sien mense eintlik as het ware die Romeinse se stewel op die Joodse nek. En as jy na die prentjie kyk wat ons daar vir jou sal opsit, gaan jy nou sien, daar's ons 'n prentjie van 'n Romeinse muntstuk, en hierdie spesifieke een is waarskynlik uit 68 na Christus, en jy sien op die agterkant, op die voorkant, op die kopkant, sien jy daar vir keiser Vespasius, of Vespasian, of Vespasian, wat ook al sy naam is, en die teks daar sê, Caesar Vespasian, the Lord of the world, nee, en dis so die keisers hulle self gesien het, Keizer Kurios, nee, die keiser is die Here, en op die agterkant sien jy dan 'n Romeinse soldaat met sy stewel letterlik op 'n Joodse man se rug. So die onderdrukking van die Romeinse ryk was so in your face. Nee, as jy net vir jouself indink, as dit die manier is hoe dat hulle met die Romeinse geld gewerk het, nou moet jy as Jood, moet jy nou gaan, en jy moet nou gaan tolgeld betaal by Levi, Matteus, wat ook 'n Jood is, en die geld waarmee jy hom moet betaal vir hierdie tolgeld, net om 'n lewe te kan maak, het hierdie beelde agterop, dis die geld waarin Matteus vir jou klein geld gee, en sê, baie dankie, hier is jou klein geld, have a nice day. So dis die hele tyd so in jou gesig ingedruk, dat die Romeine is op jou, nee. En kan ons onsself indink hoe negatief ingestel die gewone mense teenoor 'n tollenaar was. Wat nog te sê van die godsdienstige leiers, wat gesê het, nee, hierdie ouens is nog onrein ook, afgesny van God af, nie aanvaarbaar vir God nie, hulle doen nie die regte ding nie. Goed, maar kyk wat doen Jesus. Jesus roep 'n ou soos Levi, 'n ou soos Matteus. En Jesus kom na hom toe, steek die hand na hom uit en sê vir hom, volg my. En so maak hy met die res van sy disippels ook. En as ons net so vir 'n oomblik 'n bietjie terugblaai na Matteus toe, Matteus, die lysie is natuurlik in Markus ook, maar hier in Matteus 10 sien ons sommer al die byvoeglike naamwoorde wat saam met die disippels se name ook kom. En ons kyk hoe dat die Here sy disippels ook rondom hom sentreer, en hoe daardie groepie op die ou ene lyk, gaan ons sien, hier's 'n interessante ding wat hier aan die gang is. Matteus 10 vers 2 tot 4, die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, dan die volgende ene Thomas, en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Thaddeus, Simon die Kananeer en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Goed, so ons sien daar Matteus die tollenaar, maar ons sien ook 'n ander naam, Simon die Kananeer. Nou hierdie Kananeer woordjie is nou 'n vreemde ene.
Want hierdie woordjie is eintlik die woordjie wat hulle ook gebruik het vir die selote, die zealots, nê. Die ouens wat van ons vertalings vertaal dit met die Simon die ywerraar, nê. Nou hierdie was 'n groep mense wat in daardie tyd baie aktief was en ernstig opgestaan het teen die Romeinse ryk, soveel so dat hulle bereid was om die swaard op te neem, om Romeine en Romeinse ondersteuners dood te maak, omdat hulle vir die Joodse geloof geveg het en dat hulle bereid was om Romeine dood te maak daarvoor. So ernstig was, so zealous was hulle gewees. En nou sien ons dat, kyk wat doen Jesus. Hy sit vir 'n Matteus, 'n tollenaar, wat Rome verteenwoordig en alles wat verkeerd is met die wêreld en korrup gesien word en onrein gesien word. En hy sit vir Simon wat die swaard opneem om Rome te wil afbreek, sit hy in dieselfde groepie, rondom hom. Sit hy hulle om dieselfde vuur, leer hy hulle dieselfde goed. En kan ons dink hoe arme Simon hy moes erg gefrustreerd gewees het aan die begin, soos wat hy nou maar geleer het van liefde en verdraagsaamheid ensovoorts, soos wat die Here hulle geleer het. Maar kyk wat doen Jesus. Hy verander die speelveld en word hierdie hele groep rondom hom, Jesus, die persoon en werk van Jesus gesentreer, en lyk hierdie disippels skielik soos 'n nuwe vreemde wêreld, wat nog nooit voorheen by mekaar gehoord het, of enigstens sin gemaak het. Goed, so ons sien vir Matteus die tollenaar, ons sien vir Simon die Zeloot, ons sien vir Judas Iskariot, wat op die ou ende vir Jesus ook verraai het, hier gesentreerd rondom Jesus, in 'n nuwe groep. En hierdie nuwe groep het nuwe reëls, is 'n nuwe speelveld, waarmee Jesus hier besig is, wat al klaar anders lyk, as dit waarmee die Fariseërs en die skrifgeleerdes besig is, as dit waarmee die Romeinse ryk besig is. En ons gaan dit nou in die praktyk ook sien. Kyk wat doen Jesus, vers 15. Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Goed, so nou ons het al klaar 'n idee van hoekom hulle gedink het die tollenaars is van die pad af en ver van God af en afgesny van God af, onaanvaarbaar vir God. Maar hierdie ander groepie sondaars wat hier is, dit is in die Fariseërs se oë, die skrifgeleerdes se oë, is hierdie sondaars as mense wat gesê het hulle is Jode, maar hulle het eintlik maar net die groot fees daar bygewoon. Hulle het nie al die ander reëls en regulasies het hulle nie nagekom nie. En daarom was hulle ook nie goed genoeg nie, want die Fariseërs het geglo dit is net hulle wat die reëls reg nakom. En die ander mense is nie goed genoeg nie. Hulle is ook afgesny van God af. Maar kyk wat doen Jesus ook met hierdie mense. En nou sentreer hy hierdie groep mense rondom 'n tafel. En ons lees in Lukas 7, ons lees meer as 10 voorbeelde in Lukas waar die Here Jesus saam met mense geëet het. En dit was juist deel van die manier hoe dat hy na mense toe uitgereik het. Wat gebeur aan tafel? Aan tafel word daar grense oorgesteek. Aan tafel word daar verhoudings gebou. En so het die Here Jesus in Lukas 7 vers 34 sê, dat die Seun van die Mens het gekom etende en drinkende. Want hy het aan tafel met mense gekuier en so het hy saam met hulle tyd spandeer. En ons weet self, wie is die mense saam met wie ons graag eet? Wie is die mense wat jy in jou huis innooi? Wie is die mense saam met wie jy aan tafel sit? Dis mense met wie jy met ander woorde assosieer. En Jesus kom en assosieer hom met hierdie groep tollenaars en sondaars. En weer sien ons hier 'n sentralisasie wat nog nooit plaasgevind het. Nie by die tempel nie, nie daar waar al die godsdienstige leiers is nie, maar rondom die persoon en werk van Jesus Christus aan 'n tafel gebeur daar iets niets goed. Nou natuurlik het die skrifgeleerdes en die Fariseërs het hulle 'n issue hiermee, nê. Nou onthou, die Fariseërs was hierdie groep wat na die ballingskap ontstaan het en hulle self afgevra het, maar hoe het ons in die ballingskap beland? En dit is as gevolg van ons ongehoorsaamheid en daarom was hulle so ernstig daaroor, wil nooit weer dit hê nie, so ons moet al die wette nakom en toe dink hulle sommer nog 'n klomp wette uit en hulle was so ernstig daaroor dat dit ook heeltemal verdraai geraak het. Dit het op die ou en meer oor hulle self gegaan as oor gehoorsaamheid aan die wet. En deel van hulle was daar ook skrifgeleerdes wat van die klein persentasie mense was wat actually kon lees en skryf en dit het hulle ook 'n klomp mag gegee. En hulle was die ouens wat die Ou Testament of die Joodse geskrifte dan op die ou ene gebestudeer het en ook in hierdie
slaggat getrap het om hierdie wettistiese tipe van bestaan te voer en so ook gesien of gesê dat hierdie sondaars en tollenaars, hulle is afgesny van God af, want hulle doen nie die regte dinge nie. En nou vra hulle, maar waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Toe die skrifgeleerdes onder die fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Hulle kan hulle self nie indink hoe 'n Joodse rabbi, soos Jesus, homself met hierdie tollenaars en sondaars kan assosieer nie. Maar dan kyk wat sê die Here Jesus. Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Die Here Jesus kom wys 'n nuwe manier van lewe, 'n nuwe manier om na die wêreld te kyk, gesentreer rondom wie hy is. Want onthou, die fariseërs se stelsel waarvolgens hulle werk, is jy moet goed wees, jy moet al hierdie goeders doen, dan as jy al daai goeders gedoen het, dan is jy goed genoeg, dan kan jy inpas, dan kan jy weer na die tempel toe kom, dan kan jy weer goed genoeg wees vir God. Jesus sê, volg my en verander. Die fariseërs sê, verander, word beter, dan is jy welkom. Jesus sê, volg my en word daardeur verander. Dit is in die navolging van Jesus wat ons harte verander word. En dan beteken dit met ander woorde, dit is nie meer ek nie, dit is nie meer ek wat goed genoeg is en probeer om goed genoeg te wees, probeer om al die regte dinge te doen, probeer om genoeg Bybel te lees, genoeg Bybel te bid, genoeg kerk toe te gaan, genoeg geld vir die armes te gee, genoeg biltong vir die dominee te bring, al die belangrike goeders, om genoeg alles te doen, sodat ek goed genoeg kan word, sodat God my kan aanvaar nie. Jesus maak my goed genoeg, omdat hy aan die kruis gesterf het, omdat hy vir my aan die kruis gesterf het, omdat hy alles vir my gedoen het. Hy het reeds die prys betaal. Hoe kan ek dan anders as om hom te wil volg? Hoe kan ek dan anders as om my lewe vir hom te gee? Sien, en dit is die verskil tussen 'n wêreldgesentreerde stelsel of 'n selfgesentreerde stelsel, die koninkryke van die wêreld, die Romeinse ryk, wat alles eintlik maar oor diself gaan, en 'n Jesus-gesentreerde stelsel wat gaan oor wie Jesus is en wat hy reeds gedoen het. Hy roep my, hy kom na my toe, hy sê, kom en volg my. Volg my en verander. Nie verander en dan is jy goed genoeg nie. Hy kom en maak my skoon. En dan gebeur dit so 'n bietjie in die praktyk, dat die Here Jesus dit so 'n bietjie praktischer maak, en dit is een van daai ongelooflike goeders wat Markus doen, in die manier dat hy die goed aan mekaar vasplak, tekste of gebeure, verhale by mekaar sit, en dan sien jy, partykeer lees ons doeteenvoudig as gevolg van die manier hoe dit in ons Bybel geprint is, lees ons die goeders apart, maar as jy begin om hierdie goeders in eenheid te lees, dan sien jy maar dit het iets met mekaar te doen. Eers het die fariseërs 'n probleem saam met wie Jesus eet, en nou het hulle 'n probleem met die feit dat hy eet wanneer hy nie moet eet nie, en ons gaan dit nou sien. Vers 18, Johannes se volgelinge en die fariseërs was besig om te vas, en die mense kom toe en vra vir Jesus, waarom vas die volgelinge van Johannes en die volgelinge van die fariseërs, maar u disippels vas nie? Goed, so dit is Johannes die Doper se volgelinge wat hulle hiervan praat, en die fariseërs, hulle was besig om te vas. Nou, in hierdie tyd, teen hierdie tyd, in Jesus se tyd, het vas al ook so 'n bietjie van 'n verdraaiing beleef, nee. Die mense wat gevas het nie geskeer nie gewas nie, hulle het nie hulle mooi klere aangetrek nie, hulle het nie hare gekam nie, en daardeur wou hulle op 'n manier aandag trek, nee, sodat mense hulle moet jammer kry, maar wou hulle ook die Here se aandag trek, en sê, Here, kyk, ek is besig om te vas, ek het u nodig, u moet my tog net raak sien, en hoe langer ek aanhou en skree en huil en lelik lyk en wat ook al, hopelik sien die Here my dan raak. Maar kyk wat sê die Here dan vir hulle, en hierdie is ongelooflik. Hy sê, kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Nee, solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Wat sê die Here vir hulle? Hy sê, jy hoef nie te vas om my aandag te trek nie.
Jy hoef nie te dink ek is daar ver en dat jy moet op en afspring en jy moet allerhande triks trek om my aandag te trek nie, want ek is hier. Die bruidegom is hier. Hy is by jou. Jy hoef nie sy aandag te trek nie, jy hoef nie van hom te praat nie, jy kan met hom praat, want hy is naby. God met ons, Immanuel, Jesus Christus, wat mens geword het, onder ons kom woon het en naby gekom het. Hy sê, die bruidegom is hier, moenie vas nie, verlustig jou in my teenwoordigheid. Jy sien, die teenwoordigheid van Jesus het alles verander. 'n Jesus gesentreerde koninkryk is dit wat hy besig is om hier aan te kondig, want hy het gekom, hy is hier. Ons hoef nie allerhande triks te trek om sy aandag te trek nie, ons kan met hom praat, want hy is naby. Dan sê hy, maar daar sal 'n tyd kom, wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word, dan op daardie dag sal hulle vas. Natuurlik praat hy dan van sy kruisiging, die dag wanneer hy op die ou en aan die kruis gaan hang, en op daardie dag is daar rede vir hartseer wees, maar ons weet natuurlik dat dit is ook die pad vir ons verlossing. En dan sê hy in vers 21 en 22 gebruik hy twee beelde om eintlik dieselfde ding te sê. Hy sê, niemand lap tog ou klere met ongekrimpte materiaal nie, want dan skeer die nuwe lap nog 'n stuk van die oue uit, en die gat word net groter. Vers 22, niemand gooi ook nuwe wyn in ou velsakke nie, want dan laat die wyn die sakke oopbars, en die wyn sowel as die sakke gaan verlore. Nuwe wyn word in nuwe sakke gegooi. Wat hy sê is dat hierdie nuwe manier van lewe, hierdie nuwe koninkryk, wat hy aankondig, wat aanbreek in die werk van Jesus Christus, is so anders as die wêreld. Dit is so anders as die ou manier van dink en doen. Dit is so anders as dit wat die fariseërs voorstaan in hulle sisteem van, jy moet so lyk om te kan inwees, of jy moet al hierdie goeders doen voordat jy kan aanvaarbaar wees. Dit is so anders as die koninkryk van die Romeine, en dit is iets totaal en al nuut, dat jy kan eintlik nie die een doen en nog steeds aan die ander een vashou nie, want in hierdie een, die koninkryk van God wat gesentreer is rondom Jesus, is daar een ding wat belangrik is, en dit is my verhouding met en tot Jesus Christus, die koning en die verlosser, en dit verander alles. Waarom kan ons nie teruggaan na 'n ou manier, 'n ou manier van werk, 'n ou manier van lewe nie? En dit laat mens ongelooflik baie dink aan Paulus wat in Efesiërs sê, maar julle moet die ou lewe af lê en die nuwe lewe aantrek. Julle moet Christus aantrek, en daarom ons kan eintlik, is eintlik 'n goeie oefening dalk om te doen vir jouself, is om na vanoggend, hier's 'n bietjie huiswerk, na vanoggend Efesiërs 1, gaan lees ten minste Efesiërs 1 tot 4, en dan gaan jy sien, maar ek wil dat ons afsluit met Efesiërs 2 vanaf vers 11, en dan gaan jy hoor dat presies dit wat die Here Jesus hier gedoen het, dit wat daar in die praktyk, in die regte lewe gebeur het, die manier hoe hy vir Matteus geroep het en nader aan hom getrek het, die manier hoe dat hy hierdie tollenaars en sondaars nader aan hom getrek het, en dit alles rondom homself gesentreer het. Hoor hoe ego dit in Efesiërs 2 vanaf vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis noem, al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap, en die twee met God versoen, en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.
Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus self die hoeksteen is, gesentreerd rondom Jesus. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ons dit is wie ons is, 'n familie wat koning Jesus volg, 'n geestelike huis waarin God woon. Mag ons dit besef en mag ons besef dat die Here het gekom. Hy is hier, Immanuel, God met ons het hy geword. En dat hy sy koninkryk kom gesentreer het rondom homself. En dat ons ook op daardie manier sal lewe. Dat ons ook so sal besef dat ons is goed genoeg om by Jesus te wees, omdat hy ons goed genoeg gemaak het. Dat hy ons nader getrek het aan hom. En dat ons, wanneer ons 'n familie wat koning Jesus volg, dat ons ook in alles wat ons doen, Jesus gesentreerd sal bly, sodat ons werklik agter hom kan aanloop. En wanneer ons agter hom aanloop, dat ons so tree vir tree agter hom sal gaan, daar waar hy wil hê ons die lig moet skyn, op donker plekke, daar waar die siekes is, daar waar hulle wat in nood is, daar waar hulle is wat sy woord en sy lig nodig het, dat ons so agter hom sal aangaan en so regtig ook net op hom gefokus sal bly. En mag ons in hierdie tyd wat kom, in die volgende paar weke regtig ook so ons fokus sal instel, dat ons werklik kan sê, dat ons is deel van 'n Jesus gesentreerde samelewing, 'n Jesus gesentreerde geloofsfamilie, wat regtig net agter hom wil aanloop. Mag hy al die lof en al die eer ontvang, omdat hy die een is wat ons na hom toe nader trek, omdat hy die een is wat in die middel kom staan het, en dat ons ook werklik net so elke dag nader aan hom sal beweeg, soos wat ons hom volg. Meer soos hy sal word, meer nederig, meer liefdevol, meer bereid om te getuig van sy liefde, en dan mag ons so sy lig in die wêreld skyn. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer U, Here, vir U woord, vir die manier hoe dat U self ook daarin aan ons kom openbaar. Here Jesus, dat U ook, soos wat U die evangelie kom aankondig het, soos wat U koninkryk kom aankondig het, Here, vir ons 'n nuwe manier van lewe kom wys het. En ons kom bely vanoggend, Here, dat ons het al op soveel maniere het ons dit misgekyk. Ons het op soveel maniere al maar weer teruggeval en eintlik maar net soos die fariseërs en die skrifgeleerdes besig geraak met 'n ding wat selfgesentreerd is. Here, U help ons vandag om ons fokus weer te draai, sodat ons fokus weer op U kan wees, sodat ons fokus kan wees op Jesus gesentreerde lewe, en dat ons net al nader en nader aan U wil kom. Vra Here dat U ons sal help om dit te doen, ook in die tyd wat kom, sodat ons net al hoe meer kan groei, Here, na die kerk, die gemeente wat U ons geroep het om te wees, sodat ons U lig in hierdie donker wêreld kan skyn. Ons loof en ons eer U, ons koning en ons redder. Aan U kom toe al die lof en al die eer tot in ewigheid. Amen.